Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog baie goed met julle almal. Vandag kyk ons verder na die profetiese rede, waar Jesus die gelykenis van die 2 diensknegte aan die disippels vertel, in Matteus 24, vanaf vers 45 tot 51. Nou in hierdie gedeelte vra Jesus, wie is dan die getroue en verstandige dienskneg? Nou hierdie is 'n baie eenvoudige vraag, maar 'n ernstige vraag, wat ek en jy vandag aan onsself kan afvra. Is ek, deur die geraas van my daaglikse lewe, deur elke werk wat ek doen, elke verhouding wat ek bou, en elke droom wat ek nastreef, daardie getroue en verstandige dienskneg, of is ek nie? In hierdie gelykenis vertel Jesus van 'n dienskneg wat aangestel is om na ander om te sien, terwyl die meester weg is. Hierdie dienskneg het 'n verantwoordelikheid om elke oomblik getrou te wees en verstandig op te tree in alles waaroor die meester hom oor aangestel het, tot die dag wat sy meester terugkeer. En wanneer daardie dienskneg getrou bly, al sien niemand hom nie, word hy geseën. Hy word verhoog en vertrou met nog baie meer. Maar Jesus, in hierdie gelykenis, wys ons ook 'n ander pad, die pad van die ontroue dienskneg. Een wat sy roeping vergeet, sy mag misbruik en net vir homself leef. En sy einde is nie een van vreugde nie, maar van trane en van spyt. Nou wat beteken hierdie gelykenis vir my en jou vandag? Dit beteken dat elke oomblik, elke liewe sekonde van ons lewe saak maak. Ons moet elke dag en elke oomblik so leef, asof Jesus op hierdie oomblik op die wolke gaan kom, om ons te kom haal. Ons moet onsself die vraag kan afvra, as Jesus gister sou teruggekom het, waarmee sou ek besig wees? Waarmee sou hy my gevind het, waarmee ek besig is? In hierdie gelykenis waarsku Jesus juis vir ons teen 'n gesindheid van uitstel en onverskilligheid. Jy sien, Satan se gevaarlikste leuen is nie dat daar nie 'n God is nie, of dat daar nie 'n hel is nie, maar Satan se gevaarlikste leuen is dat daar geen haas is nie. Môre is mos nog 'n dag. Jy sien, ware getrouheid word nie gemeet aan groot dade nie, maar aan daaglikse gehoorsaamheid, om elke dag in gehoorsaamheid met integriteit, met liefde en met 'n dienende hart te leef, selfs wanneer niemand kyk nie. Dis om getrou te wees, selfs in hierdie klein dingetjies, hoe jy ander behandel, hoe jy vasbyt in moeilike tye, hoe jy besluit om die regte ding te doen, al is dit nie maklik nie. Nou ons kan verseker weet, dat elke daad van getrouheid, maak nie saak hoe klein nie, word deur ons meester raak gesien. Nou ek wil jou vandag aanmoedig, sit gister se gebeure agter jou, en leef as getroue dienskneg van vandag af, met 'n verwagting dat Jesus enige oomblik op die wolke kan verskyn, en jou dan sal beloon met die woorde, welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.